Prys die Here. Ons praat oor die restaurasiekode en ons is in program 170 en ons praat oor 'n sleutel wat die Here my gegee het om oop te sluit deur die 271 restaurasiekode, so Openbaring. En vandag gaan ons praat oor die openbaring van God in die Ou Testament en hoe daai gedeelte van hierdie groter legkaart ingeskakel moet word binne in hierdie 271 openbaringskode. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vir die Ou Testament. Dankie Here vir alles wat U gedoen het. Dankie Here vir die skadubeelde. Dankie vir al die openbarings, al die manne en vroue wat geloop het in die Ou Testament, Here. Onder 'n ander dispensasie. Help ons, Here, in die Nuwe Dispensasie om hulle te verstaan op die regte manier. En hulle dispensasie uit te kan leer, Vader, sonder om onder hulle dispensasie in te gaan. Heilige Gees, maak ons vry. Here, leer my. Here, kom wys ons, Here, dat die krag van die Heilige Gees, wat in die Ou Testament gefunksioneer het, van die God van die Ou Testament, ook oor ons kan funksioneer. In Jesus se naam. Halleluja. Amen. Een van my ander gunsteling verse wat ek het, is in Hebreërs 1 van vers 1 tot 3. En dis waar ons vandag gaan basies praat. Ons het in die verlede daaroor gepraat, maar ek gaan net 'n dieper verduideliking vir jou gee oor die God van die Ou Testament. Jy weet, baie keer kyk ons na die Nuwe Testament en ons sien die Nuwe Testament is Jesus Christus en hy het vir ons 'n prys betaal. Maar dan sien ons die God van die Ou Testament en ons kyk deur 'n ander bril na hom en ons kyk verkeerd na hom. En ek glo vandag se program gaan jou help om die God van die Ou Testament op die regte manier in die Nuwe Testament in te bring. Halleluja. Om die Vader van die Ou Testament, God van die Ou Testament wat ons Vader is, op 'n Nuwe Testamentiese manier, op die regte manier te sien en op daai manier toe te laat dat hy in ons lewe kan werk. In Hebreërs 1 vers 1 sê die skrywer van Hebreërs, wat ek dink Paulus is, nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. So, hy sê, God het in die Ou Testament, het God tot mense gepraat. God het tot die profete gepraat. Hy sê, tot die vaders. Nou hoor nou weer die woord vader. Ons het gepraat van die gees van Elia en hoe die harte van die vaders na die seuns toe gedraai moet word. So nou sien ons hier die vaders. Die vaders is die vaders van die Ou Testament. Dis die manne en vroue, dis die profete van die Ou Testament. Hy sê, God het profete gestuur om te kom praat met die vaders deur die profete. Nou, ek hou verskriklik baie van die geamplifiseerde, die Amplified Bybel, want hy maak iets baie dieper oop. En ek wil net met jou daaroor net dit vir jou vertaal. Hy sê hierso in Hebreërs 1 vers 1, in many separate revelations, en baie verskillende openbarings, each which set forth a portion of the truth. Elkeen van die openbarings wat 'n gedeelte van die waarheid oopmaak. And in different ways, verskillende maniere, God spoke of old to our forefathers in and by the prophets. So, wat hy sê is, hy sê God het in die Ou Testament op baie verskillende maniere aan die mense verskyn. Baie maniere, daar was verskriklik baie maniere gewees. Elkeen van die maniere, sê die Amplified, het 'n verskillende openbaringsdoel gehad. So, baie keer kom ons en ons het een openbaring van God as gevolg van een ervaring wat ons met hom gehad het. Nou wil die Here 'n volle prent aan mekaar sit, wat al die openbarings van die Ou Testament by mekaar sit. Halleluja. En as jy dit kry, dit word nou baie, dis vir my amazing. Vir my is hierdie een van die mees opgewonde, mees excitingste dinge wat ek met jou kan deel, want die Here het my toegelaat met soveel ervarings om verskillende openbarings te hê. En elkeen van die ervarings wat ek gehad het, het ek ervaring met die God van die Ou Testament gehad.
Het is amper asof die Here my laat terugkyk het in die verlede in, en ek het letterlik geestelike ervarings gehad, soos wat die manne en selfs vroue van die Ou Testament gehad het. So dit sê dat elkeen van hierdie openbarings, sê die Amplified Bible, het 'n gedeelte van die waarheid kom openbaar. So ons moet verstaan, wanneer ons 'n sekere openbaring het, baie keer wanneer Christene openbarings het, dan vat hulle enkele openbaring en hulle bou 'n hele kerk of 'n hele bediening op hierdie openbaring. En dit kan amper gebeur, maar die probleem is, daar's 'n ander openbaring, wat iemand anders te mee sit, en as ons die twee openbarings by mekaar sit, dan word die prentjie 'n groter geheel. Die probleem is, nou begin hierdie ene te stry met hierdie ene, oor sy openbaring, wat amper lyk of hy teenoorgestelde is van sy openbaring. En ons moet dit verstaan, dat het gaan lyk of daar sogenaamde contradictions in die Bybel is, maar dit is nie. Hulle vul mekaar eintlik aan. En ek het 'n liefde vir die Bybel, en omdat ek 'n liefde vir die Bybel het die Here my geleer, die Bybel is waar. Maak nie saak hoe dit hierdie kant lyk en hoe dit hierdie kant lyk nie, het lyk of hulle teen mekaar praat nie, hulle is albei waar. Al verskil is, ek moet verstaan hoe om hulle by mekaar te sit. En die antwoord lê in die volgende gedeelte van die vers. Hy sê, maar in die laaste dae, en die Amplified maak ook nogal iets interessant openbaar. Hy sê, but in these last days, dis nou God, het hy met ons gepraat deur sy seun. Halleluja. So, die seun het 'n verskriklike groot doel en 'n rol. Baie mense wil die seun amper minag. Mense wil amper nie die seun erken nie, maar Jesus sê, dat julle my sal eer, net soos julle die Vader eer. Maar ons verstaan nie die doel wat die seun gehad het nie. Nou, in ons openbarings restaurasiekode van 271 is die 2 die eerste nommer in hierdie restaurasiekode. En die 2 staan vir niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. So, ons het die Seun nodig, ons moet deur die Seun kom. Maar die Ou Testament openbarings is 'n samevatting van alles wat binne in die Seun is. Halleluja! En as jy dit begin waardeer, as jy dit begin om 'n respek daarvoor te hê, dan sal jy 'n vrees vir die Here hê, en jy sal 'n absolute besef hê van die krag van God in die Ou Testament lê binne in Jesus Christus. Dieselfde God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. En wanneer ons die Ou Testament God verstaan, dan gaan ons weet dat die krag van die God van die Ou Testament is binne in Jesus Christus, en kan nou binne in jou wees. Dieselfde krag kan binne in jou funksioneer. Het is daar binne in jou, maar as Christene weet ons nie wat daai krag is wat binne in ons is nie. Party mense dink hulle het 'n groter gees van Elia en ander het 'n kleiner gees van die Heilige Gees se mate, en dit is nie so nie. Ons het elkeen dieselfde mate. Halleluja. So, ons moet toelaat dat die Here ons begin openbarings gee uit die Ou Testament uit, sodat ons alles by mekaar kan sit. My eerste openbaring, wat ek vandag vir jou wil gee, ons het gepraat daaroor, ons het gepraat oor, dat daar 2 bome is, en die 2 bome het 2 verbonde voorgestel, tussen Moses, die een is Abraham se verbond, en die ander een is Moses se verbond. So in Abraham, volgens Genesis 15 vers 6, sê hy die volgende, so God het aan Abraham verskyn. Het jy geweet dat die God van die Ou Testament, wat aan Abraham verskyn het aan Abraham verskyn 430 jaar, voordat Moses ooit gelewe het. So, wie dink jy is belangriker? Abraham of Moses? So, miskien dink jy wel Moses is belangriker. En anders sal sê ek moet Moses vashou. En anders sal sê maar ek moet Abraham vashou. Maar wat as al 2 waar is, maar hulle moet net op die regte manier by mekaar gesit word. En as ons nou kyk na Abraham, wat met Abraham gebeur het, dit is amazing wat met Abraham gebeur het. As ons van vers 1 af lees, is na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is jou skuld en jou loon is baie groot. So die Here sê vir Abraham, ek love wat die Amplified sê, hy sê ek is jou beloning. Ek is jou beloning wat ek vir jou gegee het. Ek is jou groot beloning. Toe vra Abraham, Here,
Wat sal jy aan my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis, die Damaskenener Eliezer sal wees? Verder het Abraham gesê, en aan my het u geen nageslag gegee nie. So sal die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie. Maar die een wat uit jou liggaam uit sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Nou maak die Here, Abraham is besig om met God te praat. Hy's besig om met hom 'n gesprek te hê. En hy sê, Here, jy sê vir my, jy gee vir my, ek is jou groot beloning. Here, jy's my beloning. Prys die Here is my beloning, maar Here, ek het nie kinders nie. Here, ek kan nie 'n kind kry nie. En hy sê inteendeel, dit lyk vir my bediende. Hy, sy kind, gaan die heerser wees oor my, en hy gaan die erfgenaam wees van my, alles wat ek het. En die Here sê vir hom, nee. Een wat jou heerser of jou erfgenaam sal wees, hy sal uit jou eie liggaam uitkom. So. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Nou kan jy daaraan dink, Abraham is al baie oud, hy kan nie kinders hê nie, en die Here sê, stap gou buitekant toe, kyk 'n bietjie op in die lug, en kyk, sien jy die sterre? En Abraham sien al die duisende miljoene sterre. En hy sê, Abraham, so sal jou nageslag wees. It's like, Here, so gaan my nageslag wees? En die Bybel sê iets interessants. En dit is wat die hele ding, die hele openbaring is agter Abraham. En hy sê, vers 6, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. So hier kom Abraham, en hy glo die Here wat hy sê, sien jy al die sterre? So baie gaan jou kinders wees, en Abraham sê, ek glo jou Here, ek glo dat my kinders so baie gaan wees. Hier, nog nooit 'n kind gesien nie, my vrou kan nie 'n kind hê nie, maar ek glo jou, ek gaan so baie kinders hê. Die ou lyk my is mal, want hoe gaan hy kinders hê? Hy kan nie eens kinders hê, hy is oud, en tog glo hy die Here. Sien, dit is die bonatuurlike. Dit is waar die Here jou toegang gee tot die bonatuurlike. Want Abraham het God geglo, en toe hy geglo het, toe gee hy hom geregtigheid. Dit word toegereken vir hom as geregtigheid. Bonatuurlik, nie natuurlik nie. Omdat hy geglo het, kry hy geregtigheid. Jy sien, die Here wil vir jou openbaring gee. Die Bybel sê in Galasiërs dat God het die evangelie aan Abraham verkondig. Hier word Abraham die vader van ons geloof. Hier wys Abraham vir ons hoe werk dit om God te glo. En dit word aan hom as geregtigheid toegereken. Later het God nog iets gedoen met Abraham. En hy het ervaring gehad waar die Here sê, okay, Abraham, ek gaan nou 'n verbond met jou maak. En hierdie verbond wil ek hê jy moet gou-gou 'n paar diere oopkap, hierso in Genesis 15 vers 12 af. Sê hy, nou kap hy die diere oop en lê hulle hierso voor my en hy sê kry vir ons 'n 3 jaar oue bokooi, 'n 3 jaar oue ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles gebring en dit middeldeur gesny en daar voor die Here gelê. En die helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Vers 11. En toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diep slaap op Abram. En kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy, dis God vir Abram, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. En daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vir 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasies oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. En daarna sal hulle uittrek met baie goed. So die Here is besig om te profeteer, hy is besig om openbaring te gee wat in die volgende 400 jaar gaan gebeur in Abraham se lewe, of in Abraham se nageslag, en hy sê, en dan gaan hulle verdruk word, en hulle sal basies in Egipte wees, en hulle sal dan uit Egipte uittrek met baie goed.
maar jy sal na jou vaders toe gaan in vrede, en jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete sal tot nog nie vol wees nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, het daar 'n rokende oond en 'n vurige fakkel tussen die stukke vleis deurgegaan. Miskien sal jy dink, joh, ek het al dit baie gelees. Maar weet jy wat interessant? Die Bybel sê Abraham het al van die slaap geraak, en Abraham het so half in 'n diep trance ingegaan, of 'n diep slaap ingegaan, wat God hom ingesit het. En nou begin God met hom te praat in hierdie diep slaap, en skielik kom daar 'n fakkel. Dis amper 'n vuurkolom, as jy daaraan kan dink. En ek gaan so tussen hierdie vleis deur. Kan jy in jou gedagte dink, hier kom 'n vuur, en hierdie vuur gaan nie tussen hierdie vleis deur. Halleluja. En vers 18 sê, en op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, en van die rivier van Egipte af, tot by die groot rivier, die Efraatrivier, die Kanaaniete, die Kesiete, die Kadmoniete, die Hetiete, die Feriete, die Reafete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Gerasiete en die Jebusite. Sy grond gaan hy alles vir Abraham gee, vir sy nageslag. So, hier maak die Here 'n verbond. En hier's 'n verbond wat God sluit. En baie interessant wat hier gebeur is, Abraham het geslaap, en God maak hierdie verbond met Abraham, hy maak eintlik 'n verbond met homself, het ons gesien. En hierdie is 'n verbond wat 'n ewige verbond is, wat God maak. Maar dis nie 'n werksverbond nie, dis 'n verbond wat Abraham moet glo, en wat Abraham se geloof bevestig. Halleluja. Abraham het nog 'n ervaring gehad in Genesis, wat ek nou nie meer gaan tyd hê om te kan praat nie, maar hy het 'n ervaring gehad met Melchisedek. En in Genesis 14 van vers 17 tot 20 af, het hy hierdie ervaring met Melchisedek na hy oorlog gehad het, en Melchisedek kom, en hy gee brood en wyn vir Melchisedek, en daar's 'n verbond wat daar ook gesluit word. En ons weet Melchisedek stel ook Jesus Christus voor. So, Abraham het al hierdie ervarings wat hy het met God in die Ou Testament. Het jy geweet dat elkeen van hierdie 'n openbaring is van God? Wat Abraham met God gehad het? 'n vuurkolom, God wat met hom praat in sy binneste, God wat 'n verbond met hom maak, God wat aan hom verskyn deur Melchisedek en 'n verbond maak aan hom, en hy gee 'n tiende van alles wat hy het aan Melchisedek. Toe in Genesis 18 het dan nog iets gebeur. Hier kom Abraham die oggend en hy word wakker en hier's 3 manne. En hy weet onmiddellik, dit is God. En hier kom God met 2 engele en hy is daar saam met Abraham en hy ontmoet vir Abraham en Abraham maak kos vir hulle en na die tyd gaan die 2 engele na Sodom en Gomorra toe om Sodom en Gomorra te vernietig. En God sê vir homself, sal ek vir Abraham sê wat ek gaan doen. En dis die hele gesprek tussen God en Abraham. Halleluja. En wat vir my so interessant is, elkeen van hierdie ervarings het ons 'n ervaring met God in die Ou Testament. Jakob het 'n ervaring gehad in Genesis 32 van 22 tot 32. Daar het Jakob hierdie worstelstryd, hy's op pad terug na Esau toe en daai nag het hy 'n worstelstryd. En in hierdie worstelstryd kom hy en hy worstel met 'n man. Halleluja. Ek het ervarings gehad, so rukkie terug was daar 'n vrou gewees uit die Kaap uit en ons gepraat oor hoe Michal aan haar verskyn het en vir haar pyle gegee het om mee te skiet, en toe ek huis toe loop, toe het ek skielik 'n man wat met my worstel, of ek sal sê 'n gees wat met my worstel, en hierdie gees se krag het ek ervaar, soos elektrisiteit, en ek het geworstel met hom, ek het onmiddellik geweet, dit is hy wat ek mee worstel, ek worstel met die God van hemel en aarde, ek worstel met dieselfde een wat Jakob mee geworstel het. Halleluja. En in my worstelstryd, wat ek ervaar, die God se teenwoordigheid is oor my, is dit amper asof ek sê, Here, ek wil jou nie laat los nie, ek wil jy moet bly, ek wil bly in hierdie grootheid, bly in hierdie krag oor my, sodat ek jou volheid kan ervaar. En ek dink die Here het dit toegelaat, sodat ek sy volheid kan ervaar van wat Jakob gehad het. En dan kom ons 430 jaar later by Moses uit.
En in Moses se geval gebeur daar amazing dinge. Ons weet Moses is na 40 jaar wat hy in die woestyn was, het hy 'n ervaring met 'n brandende doringbos, en ek wil dit vir jou lees. In Exodus 3 van vers 1 tot 7. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn verdryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. En daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En ons almal ken die storie baie goed, maar ons lees nooit daai 2 verse raak nie. Dit sê dat hy was besig om daar die skape op te pas, en die volgende oomblik sien hy hierdie brandende doringbos. Ons het altyd geweet daar's 'n brandende doringbos, want die Bybel sê vir ons, daar's die engel van die Here het verskyn, en 'n vuurvlam het uit hierdie doringbos uitgebrand. En die bos het nie verbrand nie. So, Moses het 'n ervaring met God, 'n bonatuurlike ervaring met God, weer eens soos 'n vuurvlam. Halleluja. Ek word so opgewonde as ek oor hierdie dinge dink. Want dis ervarings wat hierdie manne van die Ou Testament met God gehad het, kragtige ervarings van God soos 'n vuurkolom kom tussen die diere deur. En hierdie vuurkolom is Christus. Die Bybel sê vir ons, dis Christus. Halleluja. As jy gaan kyk na 1 Petrus 1 vers 11, sê dit iets baie interessants. So dit praat daarvan dat die profete geprofeteer het, kom ons begin hierso van vers 10 af. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir hulle bestem is, of wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. En vers 12 sê, en aan hulle is openbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons hierdie dinge bedien het, wat nou aan julle aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin engele begeerig was om in te sien. So hy sê, iets interessants, hy sê dat die profeet het geprofeteer in die Ou Testament, en hulle deur die gees van Christus wat binne hulle was, het hulle geprofeteer. Halleluja. Jy sien, God se gees is die gees van Christus, en die gees van Christus binne in hulle het geprofeteer dat dit gaan gebeur. Hy het geprofeteer en hulle het gesoek en hulle het nagevors en hulle het probeer verstaan. Dis presies wat ek doen. Ek as 'n Nuwe Testament Christen het vir soveel jare nagevors en bespeer en ondersoek om uit te vind hoe hierdie dinge werk. En dit was aan hulle openbaar gewees dat hulle eintlik vooruit gekyk het na die lyde van Jesus Christus wat kom. En dit was ook aan hulle openbaar gewees dat hulle eintlik dinge bring wat vir die Nuwe Testament is. Dit sê, maar vir ons die dinge bedien wat vir julle verkondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het deur die Heilige Gees. So hulle het gewys na die evangelie toe. Onthou nou, ons het gesê, dis die 2:7:1 openbaring hierdie, en die 2:7:1 openbaring is, ons wil eers die 2, dan die 7 en dan die 1. Nou die openbaring is fantasties wat hulle gehad het in die Ou Testament, die ervarings wat Moses gehad het, die ervarings wat Abraham gehad het, die ervarings wat die manne van die Ou Testament gehad het, Jakob. Hulle almal het ervarings gehad. Ons het 'n ervaring gelees waar Joshua ervaring gehad het. En dit is in Joshua 5 van vers 13 tot 15, waar hy sê dat Joshua was besig om te bid, en toe staan daar 'n man met 'n swaard wat getrek is. En hy sê, as jy vir ons of vir hulle, en hy sê nie vir een van julle nie, maar as die aanvoerder van die leermagte van God het ek nou gekom. Halleluja. Hier kom God nou nie as 'n vuurkolom nie, hier kom hy nou as die aanvoerder van leermagte van God. En Joshua val voor hom neer. Hy's die engel van die Here. Halleluja. Dis dieselfde engel van die Here wat aan Moses verskyn het. Dis die manier hoe God in die Ou Testament aan die manne
van die Ou Testament verskyn het. En hy sê maar, hulle het eintlik vooruit gekyk na Christus toe. Halleluja. En net so het Manoa was Samson se pa, het hy 'n ervaring gehad, en hy het eendag het 'n engel gekom, en sy vrou het vir hom gaan kos maak, en vir die engel gaan kos maak, en op die altaar gesit, en die engel het die kos verbrand. En Manoa vra toe vir die engel, wat is jou naam? En hy sê, hoekom wil jy dit weet? Dit is wonderbaar. Wow, dit is wonderbaar. Waar het ons dit al gehoor? Dit is die profeet Jesaja. Profeet Jesaja kom en hy profeteer in Jesaja 9 vers 6. Hy sê 'n kind sal gebore word en 'n seun sal vir ons gegee word en hy sal genoem word wonderbaar. Halleluja. Raadsman, sterke God, ewige Vader, prins van vrede. Sien, hierdie kind is hierdie seun, hy is die wonderbare God. Halleluja, hy is die ewige Vader. Halleluja. En in Jesaja 7, Jesaja was 'n amazing profeet geweest. Jesaja het in die Ou Testament openbaring van God gehad. In Jesaja 6, 1 tot 7, is Jesaja opgeruk in 'n visioen. En in hierdie visioen, is hy in 'n oop visioen, kom hy voor die troon van God. En Jesaja het openbaring in die amper 'n Nuwe Testament openbaring in die Ou Testament. En hy sê, ek staan voor 'n heilige God. Ek staan voor 'n God wat so heilig is. Ek op my aangesig neerval. En hy sê, stuur gou 'n gerub. En raak sy tong aan. En hy vat 'n tang en hy haal die tang uit die altaar uit en hy gaan raak aan die tong van Jesaja. En skielik is al Jesaja se sonde weg. Skielik voel Jesaja nie meer skuldig nie. Skielik is Jesaja heilig. Wow. En God gee hom 'n boodskap om te gaan doen. Jy sien, Jesaja het amper 'n Nuwe Testament openbaring van die vergifnis van sonde en van God se geregtigheid wat hy gegee was. Halleluja. En Jesaja het geprofeteer tot vir die koms van Johannes die Doper, gesê, daar gaan een kom, en hy sal die weg vir julle voorberei. Hy sal 'n stem wees wat in die woestyn roep. Ons sien koning Dawid. Koning Dawid word baie keer vergelyk met Jesus Christus as 'n koning, en hy word genoem my servant David, my diensknegt Dawid. En dan verwys dit na Jesus Christus toe. Al hierdie was openbarings geweest. Een van die mees amazing openbaring vir my is in Daniël. En in Daniël 10, van vers 1 tot 10, het Daniël 'n ervaring, wat ek het al vir jare hierdie gelees in die Bybel, tot die Here eendag het vir my oopgemaak het, en ek sien toe wat Daniël werklik ervaar het. En ek wil dit vir jou vinnig lees, net 'n stukkie daarvan, waar Daniël sê wat hy sien, hierdie man. Wat dit is so erg geweest, hierdie ervaring wat Daniël gehad het, dat die mense weggehardloop het. So kragtig was die teenwoordigheid van die Here geweest, dat die mense weggehardloop het. En Daniël sê, ek het alleen daar gestaan op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was. Dit is die Hiddekel. En vers 5 sê, en ek het my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met 'n linne kleed, en sy heup was omgord met goud van Ufas. En sy liggaam was soos krisoliet, en sy aangesig soos geflikker van 'n bliksem, en sy oë soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete het geblink soos geskuurde koper, en die geluid van sy woorde was soos die gedruis van 'n menigte. En so, Daniël het hierdie ervaring met hierdie man, met hierdie wese, noem die Bybel hom in die Amplified, en hy val voor hom neer, hy is soos dood wat hy voor hom neerval, hy kan nie eens beweeg nie, hy sê, ek kan nie beweeg nie, ek kan nie praat nie, en hy sien hierdie man, hy sien hom, hy is met goud geklee, hy is omgord met goud, hy het 'n wit linne kleed aan, sy oë is fakkels van vuur, wat flikker, en dit is amper asof sy aangesig, sy hele gesig skyn soos die son, en hy sê hierso, hy het geflikker soos amper soos 'n bliksemstraal, amper soos 'n weerlig wat slaan. So helder is sy gesig. En sy liggaam was soos krisoliet, absoluut soos brons wat in 'n oond is, wat helder skyn, en sy woorde is soos die gedruis van 'n menigte.
Is dit nie amazing nie? Dit is die ervaring wat hierdie manne met hom gehad het in die Ou Testament. Maar hier kom Daniël in Daniël 12 vers 1 en skielik maak Daniël 'n verskriklike interessante openbaring wat baie min mense raak gesien het. En miskien as ek dit nou vir jou sê, gaan jy dink, wow, dit kan nie wees nie, maar kom ons kyk. In 12 vers 1, so hy sien hierdie man en in hierdie ervaring en sê die engel Gabriël vir hom, Michael het kom veg. En Michael het gekom om my te help. En Michael het vir my geveg om deur te kom. En dan Daniël 12 vers 1 sê, en in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het nie, vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek geskrywe staan. So, nou profeteer die engel Gabriël en hy openbaar vir Daniël dat in die laaste dae gaan daar iets gebeur. Hy sê in daardie tyd van die einde sal Michael, hierdie magtige vors, hierdie magtige wese wat jy gesien het, hy sal opstaan. Hy wat jou volk beskerm. Wow! Nou besef ons skielik, maar wag 'n bietjie. Hy sê vir ons dat daai vors wat so met 4 oë, met 'n wit linne kleed met goud soos Ufaas, met sy bene soos brons, met sy stem soos die gedruis van baie, daardie persoon, halleluja, daardie vors is Michael genoem in die Ou Testament. En dit is net 'n openbaring. Dis 'n openbaring wat Daniël kry om 'n gedeelte van hierdie legkaart te kan verstaan. Dit is Jesus Christus. Dit is Jesus Christus wat Daniël in die Ou Testament sien, maar dit is God self. Halleluja. En Daniël het voor hom soos dood neergeval. Sien, die God van die Ou Testament het op baie maniere verskyn aan baie mense. En dan kom hy in die laaste profeet in die Ou Testament. En hierdie profeet is die profeet Maleagi. En Maleagi het ons nou gelees van. Hy sê, daar gaan 'n dag kom, wat ek julle Elia gaan stuur en die son van geregtigheid gaan opkom. En hy profeteer ook oor Johannes die Doper wat gaan kom, die man wat vooruit gaan om die weg voor te berei. En hy sê, hy sal die harte van die vaders na die kinders toe draai, en die harte van die kinders na die vaders toe draai. Anders gaan ek hierdie aarde met 'n bandvloek tref. Anders gaan ek die aarde vernietig. Nou baie mense sê dat Johannes die Doper was die vervulling van hy profesie, en hy was nie. Want Johannes die Doper se tyd het nog nie die aarde met 'n bandvloeg gesien tref nie. Maar die Here is nou op pad na 'n eindtyd toe, wat ons nou gelees het in Daniël 12, wat hy sê, en hy sal kom, en in daai dae sal daar 'n benoudheid op die aarde wees. So Michael sal vooruit gaan. Hy is die aanvoerder van die leermagte van God. Dis Michael. Halleluja. En dis die Ou Testament openbaring van wie God is. Dis die Ou Testament openbaring van wie Jesus Christus is. Dis die Ou Testament openbaring van wie die engel van die Here is. En dit is hoe God homself openbaar in die Ou Testament. In 'n vuurkolom, in 'n wolkkolom, as die Christus, as die seun van God wat sal kom, volgens Hebreërs. Want in die laaste dae, sê hy, het God homself in die seun kom openbaar. God het binne in die seun kom praat. Dis asof God self kom praat het in die Nuwe Testament met ons. En ons moet dit verstaan. Ons moet verstaan die volheid van wie God in die Ou Testament was, wat aan die profete verskyn het, is nou binne in Jesus Christus. Daai vuurkolom is binne in Jesus Christus. Halleluja. Michael is binne in Jesus Christus. In die teendeel, dit is die Heilige Gees. Dit is die Gees van Christus. Halleluja. En as ek en jy dit verstaan, dan verstaan ons dis die Ou Testament, God van die Ou Testament, sê die Bybel is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy het nog nooit verander nie. En so, daar is 'n krag binne ons. Daar is 'n volheid binne ons, wat ons kan weet wie ons is in Christus. En dis vandag se program, wat ek met jou wil afsluit vandag. Besef jy dat hierdie Jesus Christus, hierdie God van die Ou Testament, die seun van God, die een wat Jesaja oor geprofeteer het, wat gesê het, ek sal vir julle 'n kind gee, die een wat wonderbaar is, hy is binne in jou. Hy op wie die heerskappy sal op sy skouers rus, hy die koning wat soos Dawid is in die Ou Testament,
Hy van wie Maleagi geprofeteer het, besef jy, dit is hy wat binne in jou is? En ek wil vir jou vandag bid, ek wil bid dat die Here sal begin deur sy gees, dieselfde gees wat aan die profete openbaar het, deur sy gees, die gees van Christus, en jy sal openbaar wie is God, wie is Jesus Christus, wie is hy wat binne in jou lewe, sodat jy werklik hierdie kode kan oopsluit, en nie die een wat in die laaste gedeelte is, so die een is wie God is in die Ou Testament, dit is wat die een voorstel in die restaurasiekode, maar die een kan nie eerste wees nie, hy moet laaste wees. Ons gaan in die volgende program verduidelik hoekom hy moet laaste wees, hy kan nie eerste wees nie, want God sê dis 2, 7 en dan 1, dis nie eers die een nie, want die Ou Testament openbaring van God, sy doel was om alles in Christus, in die Seun te openbaar. Halleluja, kom ons bid saam. Vader, dankie, dankie dat jy my vermoë gegee het om dit te kon oordra. Ek bid, Here, dat ons werklik openbaring sal kry oor wie Jesus Christus is. Dat ons werklik openbaring sal kry van die volheid van Christus, die Seun van God, wat nou binne in ons lewe, Here. Ek loof en prys U, Here, vir U wysheid, U insig, Here, dat al hierdie openbarings van God in die Ou Testament, Here, nou binne in ons is, Here. Halleluja. Jo, dankie, Here, vir 'n volheid wat net deur die Gees openbaar kan word, Here. En ek bid dat hierdie volheid, dat ons nie onder die Ou Testament sal ingaan. Die Here wys my net, hy sê, moenie onder die Ou Testament ingaan. Moenie onder die wet ingaan, wanneer jy hierdie openbarings begin kry nie. Moenie begin dink, jy moet nou weer soos die Ou Testament wees nie. Hierdie is 'n Nuwe Testament openbaring, vir die Nuwe Testament. Halleluja. Yes, Lord, thank you, Father. Op een of ander rede sê die Here vir my, party mense wil dinge gebruik om te beheer. En hy sê, laat gaan van jou beheer. Laat gaan van om te dink, jy moet in beheer bly. Laat toe dat ek in beheering kom. Jy kan nie in beheer wees nie, en wanneer jy toelaat dat ek in beheering kom, dan sal die volheid van God, deur Jesus Christus, God se Seun, in jou kan funksioneer. Halleluja. Dankie, Vader. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat U vir ons die waarheid kom bring. Deur soveel openbarings wat gegee was in die Ou Testament. Dankie, Heilige Gees, vir die openbarings. Dit was jou doel, om openbarings te bring. En dankie vir die openbarings van die Nuwe Testament, wat ons weer herstel, om terug te beweeg in die ware Nuwe Testament openbaring van die Koninkryk, Here. Ons loof en prys U daarvoor. Here, seën elkeen wat gaan mediteer oor hierdie woorde, elkeen wat gaan begin om te dink aan die volheid van die implikasie van wie hulle is in Christus, Here, en van wie Christus is in hulle, Vader, en wie die Christus is, Here. Halleluja. Joh, dankie Jesus, dankie Here. Ja, ek voel net 'n kragtige salwing van God wat kom om openbaring te bring. En die Here sê, ek bring openbaring vir jou. Laat gaan. Laat gaan. Dat ek jou kan leer deur die Gees. Dat ek jou kan leer deur my Gees en jou die waarheid kan bring wat jou gaan vrymaak. Wat jou gaan toelaat om weer in daai selfe krag van die Ou Testament te kan hê. Maar nie deur Ou Testament werke nie. Deur 'n Nuwe Testament evangelie. Dankie Here. Halleluja. Dankie Here. Dankie Jesus. Ja, dis waar Elia inpas, die Heilige Gees. Elia het in die Ou Testament onder die krag van hierdie openbaring van God gefunksioneer. Dit is wie Elia is. Elia stel alles voor wat God in die Ou Testament is. Halleluja. Hy is God, die ek is in die Ou Testament. Die volheid van alles wat die mense in die Ou Testament ervaar het. Dankie Jesus. Maar nou kom hy en hy slaan met Elisa se mantel. En Elisa se mantel is die Nuwe Testament openbaring. Om te kyk na die Ou Testament. Deur die Nuwe Testament oë. Halleluja. Deur die geregtigheid van Christus. Ons loof en prys U Vader. Ja, die Heilige Gees het my, pas op dat jy nie mislei word nie. Pas op dat jy nie bewitch word, soos die vertaling sê. Iemand jou toer nie.
en dat hulle op een of ander manier jou weer onder die wet insit, deur te probeer om hierdie magtige dade te wil sien van God, maar die gaan onder die Ou Testament in nie. Kom, God wil dit doen deur 'n Nuwe Testament openbaring van sy krag in hierdie laaste dae. Dankie Jesus, halleluja. Die Here wil julle ore oopmaak. Hy sê ek maak ore oop. Ek gaan die ore van selfs die Nuwe Testament oopmaak. Dit lyk asof die Ou Testament Jode, die Israeliete, hulle is verblind gewees. Hulle was ten dele verblind gewees tot 'n tyd verby is vir die heidene, sodat hulle oë kan oopgemaak word. En die Here sê, hierdie openbaring wil hy die kerk se oë oopmaak, sodat hulle op die regte manier die Jode kan oopmaak, en die Jode se oë kan oopmaak, sonder om hulle onder die wet in te bring. Halleluja. En selfs saam met hulle dan in die volheid te kan instap. Ons loof en prys U Vader. Dankie Here, dankie Vader, dankie dat ons ingeënt was, terwyl hulle afgesny was, tydelik, sodat hulle ingeënt kan word, Here. Ons loof en prys U daarvoor. Halleluja. Halleluja, dankie Jesus, dankie Heilige Gees. Dankie vir die krag van die Heilige Gees, dankie vir die krag wat in ons kan funksioneer. Dankie dat U wakker maak binne in mense, Christus in hulle, en wie Christus in hulle is. Die Here sê vir my nou ten laaste, hy sê elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus die Christus is, dat Jesus die Here is, dat Jesus God is, halleluja, dat Jesus die Seun van God is, halleluja, dankie Jesus, ons loof en prys U naam, Vader, amen. Sjoe, prys die Here. Ek hoop hierdie klomp inligting het jou absoluut geïnspireer om te besef, die God van die Ou Testament het nog nooit verander nie. Mag die Here jou seën, en mag jy besef dat daai selfde krag wat in die God van die Ou Testament gelewe het in jou is. En as jy ons kom volg ons op ons YouTube kanaal Hendrik Witness, of op my Telegram kanaal Morningstar Friends, en daar kan jy ons begin volg, en jy kan meer leer oor hoe om hierdie verskywing te maak, om werklik in die Nuwe Testament manier te funksioneer, en die Elia mantel te sien, kragtiglik funksioneer, Elisa mantel, kragtiglik te sien funksioneer, deur Elia wat die mantel slaan in jou lewe, in Jesus naam. Amen.